The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. Is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here. God praat deur die Bybel met ons. Hoe lees ons dit reg? Eerste deel. Die meeste van ons glo dat God deur die Bybel as sy woord met ons wil praat. Die uitdaging is egter om te leer om die Bybel reg te lees, sodat ons dit reg kan verstaan en kan ontdek dat God werklik met ons keer op keer self praat. Die meeste mense wat kom uit 'n gereformeerde agtergrond, raak baie senuweeagtig as 'n mens met hulle begin praat oor om die Here se stem te hoor as hy op ander maniere praat as deur die Bybel. Dit is eintlik snaaks dat dit so is, maar dit is nou maar so. En ek dink die rede daarvoor is omdat ons so bang is dat ons mislei sal word. Dat 'n mens sal dink jy hoor die Here se stem, dan is dit nie werklik die Here se stem nie. Dat die Here deur die Bybel met ons praat, dit weet ons almal. Daarvan is ons totaal oortuig. Daarom glo ek ook dat die Bybel die enigste norm en toets is om werklik te kan bepaal of dit die Here is wat praat as hy op 'n ander manier praat as deur die Bybel. Daar staan mos nie verniet, daar in Hebreërs 4 vers 12 die volgende nie. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Dit is die een wonderlike ding wat ek elke keer beleef as ek met die Bybel besig is. Hoe die Here hierdie boek op 'n besondere manier in 'n mens se lewe kan gebruik. Hoe hy, wanneer jy hierdie boek lees, jy net bewus kan word, maar dis nie net 'n boek hierdie nie. God praat op 'n besondere manier deur hierdie boek. Dis sy woord, dit is werklik sy woord. Elke keer as jy hierdie boek lees, dan gebeur daar 'n wonderwerk. As jy met die regte gesindheid en met 'n oopheid van gees daarna luister, dan hoor jy hoe die lewende God self met jou praat. In die vorige sessies het ons mekaar gesê, God se hart is om met sy mense te praat. En het ons vir mekaar gesê, die mees algemene en belangrikste manier hoe die Here met ons kan praat, is deur die Bybel. Daar in Psalm 1, vers 1 en 2, staan daar, kom ek lees vir jou wat daar staan, dit gaan goed met die mens, vers 2, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. God se mens, sê Psalm 1, is voorspoedig in alles wat hy doen, omdat hy tyd maak, gedissiplineerd tyd maak, om dag en nag, juis met hierdie boek besig te wees. Om tyd te maak om voor die Here te gaan sit, en toe te laat dat die Here deur die Bybel met jou sal praat. Dit verander 'n mens se lewe, sê die woord.
Daarom wil ek graag hê dat ons 'n bietjie in hierdie sessie 'n bietjie tyd moet spandeer om 'n bietjie na hierdie boek, hierdie Bybel in detail te kyk en 'n bietjie net te oordink, waarmee is ons hier besig? As 'n mens kyk na die Bybel, dan sien ons, hier het ons 'n biblioteek van 66 boeke. Ek noem dit baie keer 66 liefdesverhale van die lewende God aan sy mense. In verskillende style, verskillende soorte materiaal, verhalen, poëties, selfs profeties, wat geskryf is op 2 kontinente, deur meer as 40 skrywers, en nog 'n klompie ander wat dit weer oorgeskryf het, oor so 'n tydperk van 1200 jaar. Maar op 'n besondere manier gebruik God hierdie boek as 'n groot, ek stel dit altyd vir myself voor, hierdie groot skerm, waarop hy sy gesig vir sy mense en vir mense wat wil lees en wat hom wil leer ken, vertoon. En hy wys op daai skerm genoeg vir ons, vir my en vir jou, om hom te leer ken, om te ontdek wat werklik in sy hart is, wat sy wil vir ons lewe is. Natuurlik kan hy nie homself volledig op hierdie skerm vertoon nie. God is baie groter as wat hy ooit deur gewone woorde in wat se geskrifte ook aan ons kan vertoon. Maar hy vertoon genoeg aan my en jou, sodat ons hom werklik kan ken. Sodat ons werklik kan ontdek wat sy wil vir ons lewe is, wat sy planne vir ons lewe is. Dit doen hy in hierdie woord. Elke keer as ek en jy dus met hierdie Bybel in ons hande sit, dan weet ons, moet ons kies, of ons werklik glo, dat hierdie boek nie maar net 'n gewone boek is nie, maar dat dit werklik God se woord is, dat God elke keer deur hierdie boek aan die woord kom. Dit lyk vir my, dan moet ek en jy kies om 'n wonderwerk te glo. Die wonderwerk wat die Bybel, die inspirasie van die Bybel noem. Daar in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 staan daar, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ja, ek en jy moet elke keer kies, as ons met hierdie Bybel besig is, om te glo, dit is werklik God se woord. En die keuse wat ons moet maak, draai alles rondom hierdie begrip, die inspirasie van die woord. Wat ons bedoel met die inspirasie van die woord, is doodgewoon dat ons glo, dat God, ja, hierdie boek is geskryf deur gewone mense, elkeen met sy eie karaktertrekke, elkeen met sy eie persoonlikheid, elkeen het 'n spesifieke agtergrond, met selfs aan 'n spesifieke leserskring in die begin. Gewone mense, nie robotte nie, gewone mense wat God gebruik, maar tog gebeur daar telkens 'n wonderwerk. Kom God deur sy gees en gebruik hy daai mens met sy eie persoonlikheid, met sy eie manier van skryf, selfs met daai bepaalde literatuur tipe wat hy gebruik om te sê wat hy wil sê. Gebruik hy dit om, as ek en jy dit lees, ons nie daai skrywer in die eerste plek laat hoor nie, maar ons te laat hoor wat God vir ons sê. Om op 'n besondere manier sy gesig, sy hart, sy wil aan ons te vertoon. Natuurlik moet ek en jy dit telkens glo. Elke keer moet ons dit glo. As ons 'n bietjie verder kyk na die Bybel, dan moet ons vir mekaar seker ook sê, die Bybel is 'n baie ou boek. Die grootste gedeeltes daarvan is geskryf, die laaste gedeeltes daarvan is geskryf 100 jaar net na Christus se koms na hierdie wêreld toe. Nou ja, ek en jy leef in die 21ste eeu. En die meeste van hierdie beelde wat in hierdie boek gebruik word, maak nie altyd vir ons sin nie. Daarom moet ek en jy, as ons na die Bybel kyk en ons moet lees wat daar staan, moet ons rekening hou met die feit dat die Bybel 'n baie ou boek is. Maar laat ons ook vir mekaar sê, en ek glo dit absoluut van harte, die Bybel is 100% betroubaar. Daarom, in die meeste van die gevalle, waar ek en jy dink die Bybel weerspreek homself, ontdek ons tot ons verbasing, nee, dit was nie dat die Bybel homself weerspreek het nie. Ons het net nie mooi verstaan hoe alles in mekaar pas, wat die skrywer presies wil sê, waarna het hy verwys nie.
Die Bybel is 100% betroubaar. Ek en jy kan werklik glo wat daar staan. Ek en jy kan werklik glo dat as 'n ding daar staan, dan is dit wat God vir ons wil sê. Daarom moet ek en jy vir mekaar tog help om hoe om hierdie Bybel reg te lees, hoe om hierdie Bybel reg te verstaan. En ek dink daar's 'n paar vrae wat ons kan gebruik om ons te help om die Bybel reg te lees. Die eerste vraag wat ek gewoonlik vir die Bybel vra, wanneer ek 'n bepaalde gedeelte lees, is ek vra vir die Bybel, maar wie was nou die eerste lesers of hoorders van hierdie spesifieke gedeelte wat ek hier lees? Wat was hulle omstandighede? Wat was 'n spesifieke hulle situasie? Hoekom het die skrywer aan hulle geskryf wat hy geskryf het? Wat het hy probeer sê vir hulle? Wat was die bedoeling van daai skrywer aan die eerste lesers gewees? Wat wil God vir daai eerste lesers sê deur dit wat die skrywer aan hulle geskryf het? Want onthou, soos wat God met my en jou praat, deur dit wat daar geskryf is, kan ons ook glo dat hy met die eerste lesers, die eerste hoorders, wat daai eerste keer daai woord gehoor het, ook wou praat. En ek en jy moet vir onsself afvra, maar wat wil God vir hulle destyds gesê het? En dan, eers dan, nadat ons vir onsself dit uitgemaak het, kan ons vir onsself die tweede vraag vra. En die tweede vraag is maar, as dit is dan wat God vir die eerste hoorders, vir die eerste lesers wou sê, wat wil hy vir my en vir jou in ons situasie, in ons spesifieke situasie, vandag sê? En ek glo, dis werklik wat die Here, dis die manier waarop die Here met my en jou praat, deur die woord. As ons ten minste hierdie twee vrae vir onsself probeer beantwoord. Natuurlik, moet ons onsself ook rekenskap gee van die feit dat ons in die Bybel verskillende literatuurtipes kry. 'n Groot deel van die Bybel is verhalend. Vertellings oor bepaalde historiese gebeure wat plaasgevind het, in 'n bepaalde orde, teen 'n bepaalde agtergrond. En ons moet daarmee rekening hou. Soms het ons te maak met poëtiese gedeeltes, soos gedigte, soos daar in die psalms, of liedere wat gesing is, of selfs spreuke, soos daar in die boek Spreuke. Ander gedeeltes is weer profeties, soos die meeste Ou-testamentiese profete, en 'n gedeelte soos Openbaring. Ons kan nie byvoorbeeld die boek Openbaring hanteer asof dit 'n historiese geskrif is, wat spesifiek geskryf is, en ons moet elke woord wat daarin staan letterlik verstaan nie. Want dan verstaan ons nie dat hierdie boek bedoel was om profeties te wees nie, dat ons hier te maak het met simbole. Julle ken die meeste van ons ken daai spreekwoord wat sê, elke ketter het sy letter. En ek glo, as ons kyk na al die verskille oor die Bybel, hoe mense die Bybel kan verskillend verstaan en verskillend interpreteer, en hoe mense tekste kan gebruik om dit wat hulle glo, baie keer totaal uit verband te probeer bewys. Dan, as ons mooi daarna kyk, dan is dit gewoonlik die rede daarvoor, omdat mense nie met die Bybel reg werk nie, omdat hulle nie reg hierdie vraag wat ons nou vir mekaar gevra het oor die Bybel, wat ek en jy moet vra om die Bybel reg te verstaan, omdat hulle nie hierdie vraag behoorlik vir hulle self beantwoord het nie. Hulle het sommer net 'n vers gevat, en omdat dit op die klank af lyk, asof dit bevestig wat hulle glo, het hulle sommer net gegryp om dit wat hulle glo te probeer bewys. En heel waarskynlik, die meeste van die tyd, dit wat daar staan, eintlik totaal geïgnoreer, die konteks totaal geïgnoreer. 'n Baie belangrike ander ding, waarmee ek en jy moet rekening hou as ons met die Bybel besig is ons moet vir onsself die vraag afvra, het die koms van Christus, dit wat hy gesê het, enige verskil gemaak in hoe ek en jy vandag, na die koms van Christus, hierdie betrokke gedeelte moet verstaan? Want Christus help vir ons in die meeste van die gevalle om bepaalde gedeeltes baie beter te verstaan as wat selfs die oorspronklike skrywer dit oorspronklik bedoel het. As ons baie van die profetiese gedeeltes byvoorbeeld in Jesaja en Esegiel vandag lees, na die koms van Christus, dan verstaan ek en jy baie beter wat God presies bedoel het, toe hy
600, 700, 800 jaar voor die geboorte van Christus, daai betrokke woord vir daai profeet gegee het. Ons het baie meer insig vandag in daai gedeeltes as wat die profeet self destyds gehad het. Wat 'n verskil maak die koms van Christus, sy lewe, sy sterwe, sy opstanding, aan hoe ek en jy vandag hierdie woord in ons eie lewe moet toepas. Ander dinge wat vir my baie belangrik is wanneer 'n mens met die Bybel besig is om die meeste uit die Bybel te haal, is ons moet vir mekaar sê, ons moet hierdie woord gereeld lees en in totaliteit lees. Ek weet die meeste van ons het ons lieveling gedeeltes. Heel waarskynlik is dit miskien psalms of spreuke of die profetiese gedeeltes soos Jesaja. Vir myself weer die briewe van Paulus. Maar dit is belangrik dat ek en jy die Bybel in totaliteit, in geheel sal lees. Dat ons selfs miskien vir onsself 'n program sal kry, hoe ons die Bybel letterlik in geheel kan lees. 'n Metode wat ek gebruik om die Bybel in geheel te lees is om elke dag 3 hoofstukke per dag te lees. Om Genesis 1, Psalm 1, Matteus 1 te lees. Môre Genesis 2, Psalm 2, Matteus 2. Miskien voel jy maar 3 gedeeltes, 3 hoofstukke. Hoe lank vat dit jou? Met die eerste lees ek dit net soos wat ek enigiets anders lees. Ek lees dit ook gewoonlik met een van hierdie geel merkpenne, wat ek 'n bepaalde vers wat my tref, kan net sommer kan inkleer. Maar ek lees net, met die eerste lees daai 3 hoofstukke. Ek lees Genesis 1, ek lees Psalm 1, ek lees Matteus 1, sommer net verlees, om te sien wat daar staan. En nadat ek het die eerste keer gelees het, dan vra ek gewoonlik vir die Here, deur wat een van hierdie 3 gedeeltes wat ek gelees het, wil U vandag met my praat, in die besonder. En dan spandeer ek 'n bietjie tyd met daai derde gedeelte wat die Here spesifiek vir my wys, om daai dag 'n bietjie meer tyd te spandeer. Wat ek baie keer ook dan doen is, gewoonlik het ek 'n klompie Bybelvertalings, ander Bybelvertalings, as net Afrikaans. Die Bybel wat ek gebruik, het 3 vertalings op 1 bladsy. Die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, die 53 vertaling, die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling, en dan 'n Engelse vertaling, die New International Version. Dit is baie keer belangrik, veral ons wat die Bybel goed ken, om selfs baie keer 'n goeie Engelse vertaling te gebruik, om jou net as het ware te help om 'n bietjie met aandag die Bybel te lees. Dis mos asof as ons die Bybel so goed ken, as ons die Afrikaans al amper uit ons kop uit kan opsê, dan is dit amper baie keer as ons seker goed mislees. En ek het ontdek dat wanneer ek 'n Engelse vertaling gebruik, dan is dit net asof ek vir die eerste keer goed weer opnuut ontdek. Kry vir jouself 'n goeie Engelse vertaling. Iets soos die Spirit-filled Life Bible, of een van die New International Version, wat goeie Engelse vertalings is. Kry vir jouself 'n goeie vertaling om te lees, terwyl jy met die Bybel besig is. Soos wat ek sê, dis baie keer belangrik om die Bybel amper planmatig te lees, om vir jou 'n bepaalde program te kry, om te sorg dat jy al die hoofstukke, elke boek in die Bybel, op een of ander stadium lees. Hierdie metode wat ek gebruik om die 3 hoofstukke per dag te lees, het gehelp dat ek nou die Bybel die afgelope klompie jaar al 23 keer kon deurlees. En so leer 'n mens die Bybel ken. So leer jy elke gedeelte van die Bybel ken. Wat vir my belangrik ook verder is om die Bybel met 'n bietjie verbeelding te lees. Om die Bybel amper soos 'n joernalis te sit en luister na die storie wat vertel word in daai betrokke gedeelte. En vir jouself dit amper in 'n prentjie te sien, hoe dit gebeur het. Hoe pas die goed by mekaar, om so 'n bietjie selfs te kyk na die verband, en om die hele prentjie vir jouself saam te stel, sodat as jy na iemand toe kon gaan, om die storie in waarheid vir iemand anders te vertel. Ja, 'n goeie stukkie verbeelding help baie om die Bybel interessant vir jouself te maak. Soos wat ek sê, dis ook baie keer belangrik om 'n notaboekie te hê byderhand. Om net neer te skryf, as dit werklik God is wat met my en jou praat wanneer ons met die Bybel besig is, dan moet ek en jy seker dit wat hy sê, met erns beheen.
Dan is dit belangrik dat ek en jy dan, wanneer ons elke dag met die Here stil raak, en met sy woord stil raak, ten minste neerskryf wat hy vir jou sê. Jy weet hoe gou vergeet ons. Sodat ons nie sal vergeet nie, sodat ons sal onthou, maar wat het die Here vandag vir my en vir jou gesê? En dan natuurlik, en dis miskien die heel belangrikste, as die Here dan met ons gepraat het, om te reageer op wat hy gesê het. Om te gaan doen wat hy vir jou sê. As hy vir jou bepaalde opdrag gegee het, as jy onder die indruk gekom het van iets spesifiek wat hy vir jou gesê het, reageer daarop. Miskien moet jy op 'n ander manier iets gaan doen, miskien moet jy iets gaan doen, miskien moet jy iets vir iemand gaan sê, miskien moet iets verander in jou lewe. Reageer op dit wat die woord sê. Nee, dis ons wat daar in Jakobus staan, dat ek en jy nie net hoorders van die woord moet wees nie, maar dat ons ook daders van die woord moet wees. Ek wil afsluit. Ek wil sê, dis belangrik dat ek en jy, as ons dan weet dat hierdie is die woord van God, die Bybel is die woord van God, dat ons nie daarvan 'n soort towerboek sal maak nie. Daar is baie mense wat, as hulle in 'n bepaalde situasie is, en hulle moet nou 'n antwoord kry op 'n vraag, dan maak hulle hierdie Bybel toe en dan sê hulle vir die Here, Here, waar hierdie Bybel ook al vandag oopval, glo ek, is wat U vandag vir my wil sê. En weet jy, partykeer in God se genade, dan praat die Here partykeer op hierdie manier met 'n mens, maar ek en jy wat nou al so ietsie weet, wat verstaan hoe die Here eintlik deur die Bybel met ons wil praat, moet verstaan dat dit nie eintlik die manier is hoe ons met die Bybel moet werk nie, want dan maak ons van die Bybel 'n towerboek. En van God, hierdie towenaar wat hy amper sy vingers moet klap om vir jou 'n oplossing keer, 'n resep uit die sak uit te haal. Dis nie die manier hoe 'n mens met die Bybel werk nie. Nog 'n baie belangrike ding, en daarmee wil ek graag afsluit, is dat ek en jy, een van die belangrikste reëls, wat dwars deur die wêreld tog al die eeue gebruik is deur Christene om die Bybel te verstaan, 'n baie eenvoudige reël is. En dit is dat, as ek en jy moeilike gedeeltes vind in die Bybel, en daar is 'n paar gedeeltes wat vir ons moeilik is om te verstaan, as ons so 'n moeilike gedeelte, op so 'n moeilike gedeelte afkom, dat ons die maklike, eenvoudig verstaanbare gedeelte sal gebruik, om daai gedeelte te probeer verstaan. Hoe sê ons altyd in die gereformeerde teologie, ons sê altyd vir mekaar in die eksegese, laat die Bybel homself verklaar. Moenie, as daar net een teks in die Bybel oor 'n bepaalde saak is, daai een teks totaal uit verband uitruk en dat dit vir jou amper 'n splinternuwe ding sê, wat deur niks anders in die Bybel verder ondersteun word nie. Laat die Bybel homself verklaar. Onthou, God wil met my en jou deur die Bybel praat. As ons dan tyd maak elke dag om met hierdie woord besig te wees, dan gaan dit nie net daaroor dat ek en jy die Bybel wil deurlees of alles wat in die Bybel staan wil weet nie. Dan gaan dit daaroor dat ek en jy ook die Bybel en ons lees van die Bybel wil gebruik as deel van ons ontmoeting, as deel van ons gesprek met die lewende God. Ons hart is, ons begeerte is, dat God met ons sal praat. Dat ons sy gesig sal sien. Dat ons sy hart sal leer ken. Dat ons sy wil sal leer ken. Hoe sê Paulus daar in Filippense? Dat ons hom werklik sal leer ken. Dis waaroor dit gaan. Kom ons vra die Here, dat hy werklik elke keer as ek en jy met die Bybel besig is, hierdie wonderwerk sal laat gebeur. Vader, ons kom in die naam van Jesus. En ons bid vir mekaar, dat U die tyd wat ons ook met die Bybel sal besig wees, elke dag, bo-natuurlik deur U Gees sal gebruik om met ons te praat. Here, dat U hier binne in ons gees en in ons hart en in ons verstand 'n openheid en 'n sensitiwiteit sal skep om werklik U stem te hoor as ons lees wat daar staan. En dat ons werklik agterna sal kan sê, maar die lewende God het self met my gepraat. Here, laat dit elke keer gebeur as ons met U woord besig is. In Jesus se naam bid ons dit.